Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons op 'n Saterdagmôre. Samoordenking tyd, dankie. En baie keer, ek weet soveel mense, kan ek sê skiep die Saterdagoggend, want jy weet dis nie routine nie, dis laatslaap en sport en is ander goed. Kan ek jou vra, begin 'n nuwe gewoonte in jou lewe as dit die eerste Saterdag is wat jy kyk, om elke Saterdag te kyk, want vandag hierdie week se klimaks val eintlik op die Saterdag. So, hoor wat sê hy vandag vir ons, Jakobus 3 vers 4 tot 6. En 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai, net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk wind waai. So is die tong ook iets kleins, en tog kry dit groot dinge reg. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, wat deur die duiwel aangesteek word, of die duiwel steek dit aan. So, groot woorde, jou vuur. Nou, ons oordenkings gaan oor ons altaar. En wat soek jy elke oggend by jou altaar? Vars vuur. En wat sê Jakobus? Waar kry jy vars vuur elke dag? By jou mond. Jou mond steek aan. Nou jou mond, kom ek begin met die negatiewe, jou mond kan vir die duiwel werk. Jou mond kan jou lewe verwoes as jy altyd afbreekend praat, altyd negatief, altyd reg is vir argumenteer, vloek en skel, altyd skepties, altyd ongeloof, altyd hierdie woorde hê van ag, arme ek, ag, niks werk ooit reg nie, ag, ek het nog nooit iets gewen nie, ag, nêrens werk nie. As jy, dis 'n tong wat aangesteek word uit die hel uit. Of daai selfde tong kan jou vuur van jou altaar vanoggend aan die brand steek. En dit kan jou lewe passievol maak, en dit kan vir jou positiwiteit gee, en dit kan jou altyd laat sukses bereik, en altyd, selfs deur teleurstellings, kan jy nog steeds vorentoe gaan. Elke failure is maar net 'n first attempt at learning, dis maar net iets wat ek leer, ek gee nooit op nie, want my mond motiveer my, dis wat hy sê. Die mond steek 'n vuur aan. Die mond is 'n vuur. Mens, wil jy met positiewe vuur leef? Wil jy met goeie vuur leef? Met heilige vuur leef? Wil jy met goddelike vuur leef? Dis alles in die krag, in die mag van die tong. So, ons het gister begin, ons gaan volgende week nog verder. Kom ons bid, sê Here, laat ek begin my woorde tel. Laat ek begin ag gee, hoe praat ek? Dat ek begin fokus om reg te praat, waarheid te praat, goddelik te praat, opbouend te praat, skrif te praat, geloof te praat, alles te praat wat U sê, ek moet sê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons hele lewe kan in flarde en vlamme opgaan, verwoes, gebrand, deur foute wat ons maak in ons lewe. En dit begin met hoe ons oor ons lewens praat. Hoe ons oor God praat, hoe ons oor ons huwelik praat, hoe ons oor ons finansies praat, hoe ons oor ons liggame praat, hoe ons oor ons kinders praat, so kan ek aanhou. Here, ons mond vorm ons lewe, sê die Bybel. En hierdie mond is 'n klein roertjie wat 'n groot skip kan draai, selfs teen die wind, Here, selfs teen teëspoed en swaar kry, kan hierdie mond my help om my hele lewe te verbeter. Here, leer my om in lyn met die waarheid, die woord te praat. Leer my om te sê wat U sê. Leer my om met geloof te praat. Leer my om met opgewondenheid te praat. Leer my om te sê wat U wil hê ek moet sê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Ek sien jou volgende week weer. Moenie môre ons eredienste mis nie. Bly saam met ons geestelik groei. Die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.